Welkom by die Olielamp, die harmonie van klank en lig. My naam is Cornel Meyer en jy luister na die Olielamp se potgooi. Goeiedag en welkom. Hierdie is episode 9 en vandag saam met ons in die ateljee is Alike Buyker. Baie welkom. Dankie, Cornel. Vandag se episode se tema is die vrou se rol in die huwelik. En ek wil gou kortliks vra, Alike, sal jy jouself voorstel aan ons gehoor? Ja, helemaal goed. My naam is Alike Buyker. Ek is getroud met Willem Buyker. Ons is amper al 10 jaar getroud. Ons het 4 kindertjies en ons bly in Pretoria. Alike, wat is die Bybelse rol van die vrou in die huwelik en hoe verskil dit met die wêreldse siening? Cornel, ek dink mense gaan kyk na die skepingsweek en daar sien jy God sê 7 keer, dit is goed. Hy het alles goed gemaak. En dan lees ons in Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So duidelik kon Adam nie alles doen wat die Here van hom verwag het nie. So God het toe 'n rib gevat van Adam en hy het vir Eva gemaak en hulle het een vlees geword en saam kon hulle toe die take doen wat die Here van hom verwag. So ons almal weet hulle skepingsopdrag was om wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en heers oor die aarde. So dit kan nie Adam of Eva alleen doen nie. Ons kan baie maklik kyk na 'n ou voorbeeld, byvoorbeeld sê net op plaas gewerk. Die man het uitgegaan aan die veld in, hy het die lande verwerk, hy het geoes, hy het geplant, hy het die huis reg gekry, alles buitekant was sy werk. Die vrou het ingegaan, sy het dit wat hy van die lande afgevat het, het hy verwerk in kos of byvoorbeeld die wol in klere, sy het 'n huislike omgewing geskep. Jy kan nie van die man verwag om die vrou se take te doen nie, jy kan ook nie van die vrou verwag om buitekant te gaan werk en die man se taak te kan doen nie. Dan kan ons kyk na Genesis 3 vers 16. Daar sal staan: aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar en na jou man sal jou begeerte wees en hy sal oor jou heers. So as straf oor ons sonde sal ons man oor ons heers en dan staan en na jou man sal jou begeerte wees. Dit beteken eintlik jy wil soos jou man wees en dit kan ons sien in die wêreldse vrou. Die wêreldse vrou wil soos haar man wees, sy wil alles doen wat die man doen. Ons kan kyk na die Tweede Wêreldoorlog. Ons het nou die plaasvoorbeeld gehad, nou kan ons kyk na die Tweede Wêreldoorlog. In die Tweede Wêreldoorlog, na die Tweede Wêreldoorlog, het vreeslik baie tegnologiese veranderinge plaasgevind. En die vrouens het ewe skielik 'n stofsuier, hulle het 'n naaldwerkmasjien, hulle het 'n ding wat jou vloere kan polish, hulle het enige ding, hulle kan klere gaan koop in die winkels. So hulle hoef nie heeldag in die huis te wees en te skrob en te werk nie. En daar het die vrouens verveeld geraak en besluit hulle hoef nie meer soveel energie in hulle huise in te prop nie. Hulle kan alles buitekant gaan doen. En ek dink daar het nogal redelik misgegaan. God het Adam ons heerser gemaak en ons is sy hulp. So ons moet opofferend in ons huwelik wees om ons man te dien. So in die huwelik moet die vrou opofferend na haar man gaan en hom bystaan sodat hulle saam kan doen wat God van hulle verwag in Genesis 1. So 'n paar praktiese voorbeelde kan wees dat die vrou so moet werk dat sy die regte omgewing kan skep vir haar man en dalk eendag as daar kinders is, sodat hulle kan floreer. So sy moet 'n lekker huislike omgewing skep sodat hulle kan charge en kan go en in die wêreld in kan gaan om God te kan gaan dien. Hulle moet byvoorbeeld komberse vir die winter kry. Sy moet die huis reg hê so as 'n man terugkom van die werk, dat daar voedsame kos op die tafel is, dat die huis netjies is en dat sy by die huis kan kom dat hy kan afblaas. Sy moet natuurlik ook kinders kry. Dit is nie almal se voorreg om te kan kinders kry nie. Sommige vrouens kan nie en sommige mense moet nie kinders kry nie, maar oor die algemeen is dit die norm dat God van 'n vrou verwag dat sy moet kinders kry. Dan is daar 'n vreeslike mooi versie van Titus 2 waar die jonger vroue moet leer by die ouer vrouens oor hoe moet hulle werk in die huwelik. Daar sal staan hoe hulle moet wees. Hulle moet hulle mans en kinders lief hê, ingetoe wees, kuis, huislik, goed en aan hulle eie mans onderdanig. En daai woordjie huislik is my so vreeslik mooi. Jy moet 'n lekker warm huis skep sodat almal om jou kan charge en kan uitgaan. Dan die wêreldse siening van die vrou. Dit is eintlik vreeslik voor die hand liggend. Ek dink as mense wil weet wat ons as Christene moet doen, kan ons eintlik vir die wêreld gaan kyk en sien dit wat hulle doen, moet ons nie doen nie. Ons moet heeltemal anders te wees. So die wêreldse vrou is volgens my vreeslik individualisties en feministisch. Sy mag alles doen wat 'n man doen. Sy mag byvoorbeeld ook werk van 8 tot 5 en sy verwag van haar man om haar te help met byvoorbeeld die huishouding, komberse vir die winters en kinders kry is definitief nie op haar prioriteitslys voordat sy dit en dit by die werk behaal nie. En dit is definitief nie wat die Here van ons verwag nie. So ek dink ons rol as vrou in die huwelik is om opofferend ons man te kan help sodat ons saam die Here kan dien. Alike,
Hoe kan 'n vrou haar man ondersteun en hom help groei as geestelike leier van die huis? Die eerste ding is jy kan die geleentheid skep vir jou man om die leier te wees. Dink ons as vroutjies deesdae wil alles so vinnig en self doen. Ons skep nie eintlik eers vir ons man die geleentheid om die leier te wees nie. Daar kom soveel oproepe en WhatsApps deur die dag deur. Jy antwoord so vinnig en dan die aand as jou man by die huis kom vir ete, dan het daar soveel dinge gebeur, dan vertel jy hom dit en dit en dan, o ja, ons moes eintlik dalk eers hieroor besluit het. So ek dink wees stadig om te praat as dit gaan oor besluite van jou gesin of jou huwelik. Gaan gesels eers met jou man en laat hy die leiding neem oor belangrike besluite in jou lewe. Om jou man te kan help te kan groei as 'n geestelike leier, kan jy definitief vir hom bid. Daar is soveel dinge in die Bybel eintlik wat jy jou man kan toebid, maar die belangrikste van alles, kan jy net vir hom bid dat hy 'n goeie leier vir jou gesin kan wees. In Spreuke 3 vers 5 tot 6 is daar 'n baie mooi ding wat ek graag vir my man bid. Daar sal staan: Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En dit voel vir my so, mans is so en so sterk en hulle kan alles self en dan kan hulle soms vergeet van die Here en om op die Here te vertrou. En hierdie versie voel vir my dit bring die man so na die Here toe. Ja, maar natuurlik kan jy enigiets vir jou man bid. En dan kan jy natuurlik ook vir jouself bid dat jy 'n vrou van goeie inhoud kan wees, sodat jy jou man kan help, dat hy kan dien. Bid saam met jou man en doen saam met hom Bybelstudie, dat hy daar ook kan leiding neem. En dan 1 Petrus 3 vers 1 tot 2 sê: Net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van vroue sonder woorde gewin kan word. En ek dink hier kan alle vrouens op ons vinger getik word, want vrouetjies kan so vreeslik vinnig praat en ons is so emosioneel soms, ons net, en dan raas ons in ons wysvinger, en dit is glad nie wat enige iemand ooit nodig het nie, veral nie jou man nie. So deur jou dade en dit wat jy doen, moet jy eintlik jou man na die Here toe kan bring. Nou is 'n vreeslike simpel voorbeeld, so luister dit maar net met so halwe oor. As jy byvoorbeeld sien jou man het baie lank lank Bybel gelees en jy's bietjie bekommerd oor sy geestelike lewe of so, dan kan jy vir hom sê: "Sjoe manie, maar jy het baie lank lank Bybel gelees. Die stof lê op jou Bybel, jy kan al amper jou naam op hom skryf." Of jy kan net gaan sit die oggend en jy gaan lees in jou hoekie jou Bybel, en as jou man verby jou loop en hy sien jy lees Bybel, gaan hy self besef: "Sjoe, daar's nogal vreeslik stof op my Bybel. Ek moet dalk my Bybel afstof." So dit is regtig 'n simpel voorbeeld, maar ek dink tog vroutjies kan deur soveel dinge wat hulle doen, kan hulle vir hulle man wys: ons is volgelinge van Christus en ons moet die Here volg. Wat beteken onderdanigheid volgens die Bybel? En hoe moet dit prakties in die huwelik lyk? Wel Cornel, ek dink as jy onderdanig aan iemand moet wees, moet hy oor jou heers. So daar's 'n baie mooi vers in Korintiërs, 1 Korintiërs 11 vers 3 dit sê: Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. So God is die hoof van Christus, Christus is die hoof van die man en die man is die hoof van die vrou. So ons kan net aan die ander kant af ook kyk. Die vrou is onderdanig aan haar man, die man onderdanig aan Christus en Christus onderdanig aan God. So net soos wat ons verwag het, of net soos wat ons kan sien, Jesus Christus is onderdanig aan God, selfs tot die dood toe, moet ons man onderdanig wees aan Christus en ons aan ons mans. En dit is nie in ons natuur nie. Alle vroutjies wil ook leiers wees en ons elkeen het ook natuurlik gawes gekry, uitstekende gawes. Vrouens kan uitstekende leiers wees, maar dit is nie wat God van ons verwag nie. God het ons geskep sodat ons 'n hulp kan wees by ons mans. Ons moet opofferend lewe sodat ons mans en almal om ons ook, dat ons as 'n span saam kan werk. So ons moet onderdanig werk aan ons mans. Daar's in 1 Timoteus 2 vers 12: Ek laat die vrou egter nie toe om onderrig te gee of oor die man te heers nie, maar sy moet haar stil, rustig en onderdanig hou. So ja, definitief nie opdringerig wees nie. Laat toe dat jou man die hoof van die gesin is en berus jouself by die besluite wat hy geneem het. Ek dink dit is vir ons as vrouens eintlik 'n vreeslike groot seën dat ons nie al die groot besluite hoef te neem nie. Ons mans mag dit neem. Ons is gans te emosioneel. Ons sal nie hierdie besluite kan neem nie. Vra gerus vir jou man se advies en ja, gaan hoor wat hy het om te sê. Ag jou man altyd hoog en moet nooit van hom sleg praat nie, veral nie voor ander nie. Dit is nogal 'n ding wat so maklik kan gebeur. Veral die wêreldse vroue praat so sleg van hulle mans, en as jy vriende is met wêreldse vriende en hulle praat sleg van hulle mans, kan jy baie gou agterkom: "O, maar hierdie pla my of hierdie pla my ook van my man." Moenie saam met hulle praat nie. Jy sit dan in die kring van die spotters. Sit jou man se behoeftes bo joune.
Luister wat jou man vir jou sê. Baie prakties, maar maak dalk 'n beroepskuif om jou man en jou gesin te akkommodeer. En dan heeltemal op 'n ander noot, moet nooit sy liefde weier nie. 1 Korintiërs 7 vers 5 sê, want jy behoort aan hom en hy behoort aan jou. En vir vrouens is dit vreeslik maklik om eintlik hulle man se liefde te weier, maar ons moet dit regtig nie doen nie. En dan dink ek om 100% onderdanig aan iemand te wees, moet jy hom opreg lief hê. Anders kan jy hom nie onderdanig wees nie. So ek dink in alles wat jy doen, moet daar liefde wees. Anders gaan daar nie opregte onderdanigheid wees nie. Baie dankie. Ek met daai een sin wat jy genoem het oor die maak sy behoeftes bo jou eie. Dit is net so waar voel ek vir die man. Die man moet sy vrou se behoeftes bo sy eie netjie weer plaas. Op daai manier soek 'n mens altyd die beste vir jou metgesel of vrou of as 'n mens nog uitgaan jou meisie verloofde. Ons moenie vergeet dat die huwelik is 'n tweerigtingstraat. 'n Mens bou mekaar op en dit gaan twee kante toe. En dan weet 'n mens die vrou het ook baie take, veral in die gesin, die huis en huwelik. Hoe kan 'n vrou 'n gesonde balans handhaaf tussen haar rol in die huwelik, die gesin en ander verantwoordelikhede? Die heel belangrikste wat ek agtergekom het is dat jy eers vir jou eie gesin moet sorg. Stoot eers al jou krag en energie daarin voordat jy buite jou huis gaan, by die kerk en by die gemeenskap. So kom ons sê jy klim op 'n vliegtuig en die lugvaardin staan daar voor en sy gaan vir jou al die reëls van die vliegtuig sê en sy sê as daar nou 'n noodlanding is of enigiets gebeur, maak jy sitplekgordel vas en dan gaan die suurstofmaskertjies uitpop van bo af en dan gryp jy vir jouself 'n maskertjie. Gee eers vir jouself 'n maskertjie en dan vir jou kinders. Ek dink ons as Christene kan so kyk vir ons huwelik. Jou gesin kort eers die suurstof en dan kan jy die maskertjie gaan omsit vir almal om jou. So wat ek wel vir jong mense wil sê wat hierdie luister, hier gaan seker jong getroudes wees op wat luister. Onthou dat daar fases in die lewe is en dat ons hoef nie alles te doen nie. Daar is ook ouer vroue in die gemeentes, bejaardes of weduwees wat kan help in die gemeente. Vrouens met papbabatjies hoef nie alles in die gemeente te doen nie. Ons kan help, dis baie mooi, maar ons hoef nie altyd alles te doen nie. Pas jouself baie mooi op. So ek dink die balans in die gesin is om eers jou gesin geestelike kos te gee. So God is altyd eerste en dan sorg jy vir jou man se behoeftes. Baie prakties, maak seker sy kosblikkie is reg, sy hemde is gestryp, jou huis is lekker skoon, hy het 'n ordentlike maaltyd. Sulke regte eenvoudige goeders. Dan kan jy vir jou kindertjies kyk as daar kinders is en daarna kan jy vir jouself sorg. Nêrens staan dat 'n vrou haarself af te sloof en onversorgd hoef te leef nie. Daarna kan jy gaan en jy kan met hartelus kan jy die gemeenskap gaan dien. So daar is 'n reël wat ek vir myself het en dit is jy het klomp balle in die lug. Jy het balle van die huis in die lug en jy het balle van buitemuurs in die lug en jy is besig om alles te juggle en jy mag niks laat val nie. So as al die balle in die lug is, dan weet jy is okay. As jy voel, dit voel of ek begin seize of wat ook al, dan is daar te veel balletjies in die lug, sit een neer. Maar sodra jy letterlik 'n balletjie laat val, jou kinders gaan met vuilklere skool toe of groter dinge dalk erger, dan sit jy 'n bal neer. En ons sit altyd ons balle eers neer, die buitemuurse balle, die balle wat nie in die gesin is nie. So sorg eers vir jou gesin en dan vir die mense in die buite. Daar is weduwees wat nie 'n gesin het nie of daar is enkellopenes wat nie getroud is nie. Hulle kan ook in die gemeenskap werk. Dit is hoekom ons Christene is wat as een liggaam werk. So ons kan kyk vir die huwelik en ons pas by mekaar en ons kan saam die Here dien, maar kyk ook vir die hele gemeenskap en kyk vir die kerk. Ons is een liggaam van Christus wat so mooi almal kan help. Daar's 'n stelsel, daar is mense wat gaan kos kry, daar is soveel dinge om op te noem, maar moenie bekommerd wees nie, daar is mense wat sal help. Ja, ek dink dit is baie mooi hoe jy afgesluit het met die gemeenskap van die heiliges. Ons almal is saam, ons almal werk na een punt toe om mekaar en op mekaar se hande te dra en almal so in Christus mee te lewe. Dit gaan, mens sien die gemeenskap van die heiliges uiterlik sterk gewoonlik wanneer dit swak gaan, maar ons moet altyd onthou, ons mag met daai mense die goeie tye ook deel. Ja. Bring ons by ons heel laaste vraag vir die dag. Watter Bybelse beginsels help vroue om konflik en uitdagings in die huwelik te hanteer? Baie mooi vers is Jakobus 1 vers 19. Daar staan, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat en stadig om toornig te word. So luister, al is jy hoe kwaad vir jou man, luister wat hy sê, luister regtig erg wat hy sê, en dan wees jy stadig voordat jy praat, voordat jy enigiets sê. Ons as vroukies kan nogal vreeslik vinnig praat, né? Ek dink as daar konflik is, enige plek in die lewe, kan jy altyd kyk oor hoe sou Jesus Christus opgetree het.
Ons sal soms net so uitbars soos 'n woedewolkie en net baklei, maar as jy vir jouself kyk as wedergebore kind van Christus, jy moet rustig wees. Wees stadig, wees rustig en moenie ietsie sê waar jy gaan berou hê nie. Wat belangrik is vir ons as vroutjies om te onthou is ons man is oor ons aangestel. Hy heers oor ons. Maar dit beteken nie dat as jou man bo jou aangestel is, dat hy eweslik sonder sonde is nie. Hy gaan foute maak. Hy gaan verkeerde besluite maak. Hy gaan groot verkeerde besluite maak want ons is sondig en dit is die wêreld. Dan moet jy saam span in hierdie ding en jy kan rustig sit en dit saam uitwerk en jy kan saam tot die Here bid oor wat is die plan nou. Alles gaan eendag in die hemel perfek wees. Dit gaan nie nou perfek wees nie. So net soos wat jy sonde doen en jy weet self jy doen sonde, wees jou man tog net genadig. Dan kan jy natuurlik ook die belangrikste dink ek is as daar konflik in die huwelik is, moenie kwaad gaan slaap nie. Dit staan nie letterlik so in die Bybel nie, maar Efesiërs 4:26 sê word toornig en moenie sondig nie en laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Dit gaan nie spesifiek oor huwelik nie, maar ek dink ons kan dit daarop ook toepas. Ek dink bid. Baie keer bid mens oor dinge wat jou pla en dan verwag jy 'n sekere uitkoms. Al kry jy dalk nie die uitkoms wat jy het oor hierdie situasie waar jy beklei het of 'n ding wat jy graag wil hê jou man moet verander nie. Baie keer as mens bid, dan verander jou hart. Jy word sagter teenoor die situasie of jy word rustiger teenoor jou man. Ja, so al kry jy dalk nie die gewenste antwoord op jou gebede nie of die gewenste uitkoms op jou gebede nie. As jy bid, beloof ek vir jou hart sal sag word en jy sal meer tegemoetkomend teenoor jou man wees. As jy met my skoonma praat en jy vra vir enige raad vir huwelik, dan sê sy vir jou die huwelik, dit is 'n keuse wat jy gemaak het by die altaar en dit huwelik is 'n werkwoord. So jy gaan werk. So moenie net verwag dat alles van een rigting af gaan kom en dat jou man vir jou gaan liefde gee en dat alles perfek gaan wees en die huwelik is werk. En dit is regtig erg werk. Dit gaan nie vlot loop. Mense kan dit oral in die wêreld sien. Dit gaan nie vlot loop as jy nie daaraan werk nie. So bly op jou knieë. Daar's mense wat ek ken wat altyd sê eelt op die knieë. Hoe gaan dit met jou? Eelt op die knieë. So eelt op die knieë vir jou huwelik. Die huwelik is 'n lewenslange verbintenis tussen die man en vrou om as een vlees te lewe en dit is vir albei eintlik 'n wins om saam in die huwelik te lewe. En dan wil ek eintlik net vir almal sê wat nou luister of vir die vroutjies spesifiek. Woeker en wees die beste vrou vir jou man wat jy kan wees. In Spreuke 12:4 staan daar: 'n deegsame vrou is die kroon van haar man. So wees jou man se kroon. Baie dankie Alike. Baie dankie vir jou tyd. Aan ons luisteraars, hierdie episode is deel van 'n reeks van die gesin in die kerk. Die eerste episode kan julle terugluister, episode 5, die man se taak in die huwelik, episode 6, die man se taak in die kerk, dan hierdie episode, die vrou se taak in die huwelik, en dan luister weer graag in volgende keer na die vrou se taak in die kerk. Vir dit is al van ons kant af. Baie dankie, totsiens. Bye, dankie Cornel. Hierdie potgooi word vervaardig en aangebied deur myself, Cornel Meyer. En ek, Christian Grobler, vervaardig die klank. Nuwe episodes van die Olielamp se potgooi word elke maand vrygestel. Die Olielamp potgooi is beskikbaar op ons webtuiste, as ook Apple en Spotify podcast. Teken in sodat jy nooit 'n episode mis nie. As jy enige vrae het of self oor 'n onderwerp wil praat, stuur vir my gerus 'n e-pos na olielamp.podcast@gmail.com.